Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. So die begin van die nuwe kerkjaar met die eerste Advent Sondag. Dit is tegnies sodat as die kerk wat die kerkjaar volg, moet geen Kerssangliedere sing voor vandag nie. Eintlik Advents is ook nog te veel. Mens moet van Kerstyd af, Kersfees en Epifanie, dan sing jy eers jou Kersliedere, so van die 25ste Desember eintlik vorentoe. Maar soos ons nader beweeg, is dit vir hierdie jaar die eerste wat ons Kersliedere gaan sing, en so luisterryk begin ons nuwe kerkjaar. Ons 1 Januarie van die kerkjaar wat vandag begin met ons eerste Advent Sondag, Sondag 4 Sondag, dan die oploop tot Kersdag die 25ste en van daar af die Epifanietyd. Geliefdes, neem asseblief kennis dat daar geen aankondigings van liedere tussentyd gemaak gaan word nie. Geloop volg gewoon die skerm voor u. Ons sal ook dan nou geleentheid gee voor ons met ons sangdiens begin. Sangdiens wat die woordverkondiging dra. Ons raak stil. Jaar gelede het englekore in die nag op die velde van Efrata die geboorte van die Christuskind aangekondig met die woorde: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Amen.
Daar is geen gebeurtenis in die geskiedenis wat tot die ontstaan van meer liedere aanleiding gegee het as juis die koms van Christus na die aarde nie. Die lofprysing van lied 369 was die heel eerste van letterlik duisende kersliedere wat in die komende eeue gesing sou word. Vanaf die vroegste tye het die mens deur middel van lied aan sy vreugde en blydskap uiting gegee. Sodoende het die kerslied sy beslag gekry. Hoewel die geboorte van Christus eers vanaf die 4de eeu amptelik deur die kerk gevier is liedere in verband met die koms van Christus na die aarde vanaf die vroegste bestaansjare van die kerk gesing. Die Latynse woorde van die engellied in Lukas 2 vers 14, Gloria in excelsis Deo, is reeds in die 2de eeu gebruik.
die Bybelse lofsange wat met die geboorte van Christus in verband gestaan het, naamlik die van Maria in Lukas 1 vers 46 tot 55, Sagaria in Lukas 1 vers 69 tot 79 en Simeon in Lukas 2 vers 29 tot 35, is ook gereeld by Christelike byeenkomste gesing. Talle oudkerklike digters is aangegryp deur die geskiedenis van die geboorte van Christus en daar het baie liedere hieroor ontstaan. Ambrosius, biskop van Milaan, wat tereg as die vader van gemeentesang in die vroeë Christelike kerk beskou kan word, het in sy liedere groot klem op die maagdelike geboorte van Christus gelê. Dit was vir hom die bewys van sy godheid. Hierdie is die vervulling van die profeseë in Jesaja 51 vers 11. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. En ook in Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Boodskap van die geboorte van God se seun is heel eers aan die eenvoudigste van mense vertel. Ons lees in Lukas 2 hiervan. Daar was skaapwagters wat in die oop veld gebly en oral skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Nadat die engele van hulle weggegaan het, sê hulle vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het. Oh
Lukas 2 vers 10 tot 12. Moenie bang wees nie, ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die Verlosser, ja, die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En dit is soos julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Lukas 2 vers 5. Maria, Josef se verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê.
Johannes 3 vers 16 is God se liefdesboodskap aan die wêreld. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun aan die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God se liefde vir ons bring ons nader aan hom. Wanneer ons die geboorte van Jesus herdenk, doen ons dit ook met 'n belydenis oor die lippe. Kom ons bely in kinderlike eenvoud ons geloof met die sing van lied 355 vers 1 en 2. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.